Nou die mens verkry alles deur God, deur die God van die verbond te gehoorsaam. God se eienskappe word aan die mense gegee, wat hulle weer in staat stel om genade, medelee te beoefen. God se verbond verseker ons van sy onveranderlike karakter. Sorry julle. So die vraag is dan, waarom is diegene wat beweer dat hulle in God glo, dan so veranderlik, so wispelturig en so onbetroubaar soms? Waarom doen hulle nie diens van harte nie, asof dit hulle plig is om God te behaag en te verheerlik nie, is die vraag. Dit is genoeg vir ons om 'n algemene idee van God se vereistes of dit is eintlik nie goed genoeg om net 'n algemene idee te hê van God se vereistes. Ons moet inderdaad self weet, wat is God se vereistes en wat is ons verpligtinge. Die bepalings van God se verbond is dit: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die lewensvoorwaardes. Doen dit, het Jesus gesê, en jy sal lewe. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons nou U woord gaan open, nooi ons die Heilige Gees hier in ons midde in. Heer, raak ons harte aan, leer ons die lesse en gee ons die krag om dit te beoefen in ons lewens, is ons gebed in Jesus naam. Amen. So ek gaan juist met julle gesels oor twee verbonde, die ou en die nuwe verbond, en ons gaan sien dat dit dieselfde God, dieselfde beginsels het. My fokustekst het Adrian vir ons gelees, en daar staan in Jeremia 31:31, kyk, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. En dan vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Die ou verbond word die eerste keer in Exodus 19 genoem, waar God met Moses praat oor wat hy reeds vir Israel bereik het. Hy het hulle uit Egipte bevry en hy het hulle sy volk gemaak. As gevolg van sy kragtige dade ten gunste van Israel het God verwag dat die volk eerstens sy gebooie sou gehoorsaam en tweedens sy verbond sou nakom. En as Israel dit doen, sou God sy deel volbring. Exodus 19:5-6 sê, as julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. En al die mense van Israel het die bepalings aanvaar volgens Exodus 19:8. Toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen. En Moses het die woorde van die volk aan die Here oorgebring. Maar daar in Hebreërs lees ons nou weer van 'n nuwe verbond.
Hebreërs 8 vers 6, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook 'n middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wetlik gegrond is. In Hebreërs 8 vers 13 gaan hy voort en sê, as hy sê 'n nuwe verbond, het hy die eerste oud gemaak, en wat oud geword het en verouder is naby die verdwyning. Maar die groot vraag is, hoekom was daar 'n nodigheid vir 'n nuwe verbond? Hoekom was daar 'n nodigheid dat daar 'n nuwe verbond moes kom? Wat was dan fout met die ou verbond? Dink jy die fout was dalk by God gewees? Nee, dit kon nie wees nie. Was die fout dalk by die verbond self of die wet waarop hierdie verbond gebaseer is? Nee, dit kan ook nie wees nie. Paulus vertel vir ons waar die fout gelê het, daar in Hebreërs 8 vers 7 tot 8. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy berisp hulle en sê, kyk, daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal tot stand bring. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaak het, op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het, om hulle uit die Egipte land uit te lei nie. Want hulle het nie gebly by my verbond nie, en ek het hulle verontagsaam, spreek die Here. Waar was die fout gewees? Die fout was nie by God gewees nie, maar die fout was by die mense. Want hulle het nie gebly by die verbond van God nie. Die probleem is dat die wêreld die God van die Ou Testament as hierdie wrede God voorstel sonder liefde. En in kontras daarmee stel hulle die God van die Nuwe Testament uit as hierdie liefdevolle en genadige God. Maar hierdie twee is dieselfde. Ons moet nie daar 'n onderskeid maak tussen die God van die Ou en die God van die Nuwe nie. Want ons weet dat God verander nie. En as God nie verander nie, dan moet sy nuwe verbond tog dieselfde wees ook as die ou verbond. In Psalm staan daarso geskryf, Psalm 89:34, ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Daar is geen onderskeid tussen die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament nie. Asof hy die God van die wet in die eerste en die God van genade in die tweede is nie. Daar is oorweldigende bewyse in die Ou Testament dat God 'n God van ontzagwekkende genade is. Ons lees juist daaroor in Exodus 34. En die is waar Moses gevra het om die Here te sien en die Here sit hom daar in die skeur van die rots. En toe die Here by hom verbygaan het hy geroep, Here, Here, barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe. Die Ou Testament praat ook van 'n God wat barmhartig is, genadig en ene wat vergewe. Die psalmdigter verklaar ook onder inspirasie. Maar U, Here, is 'n barmhartige en 'n genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Ons hoef nie eens hieroor te spekuleer nie, want ons kan sien hoe lankmoedig God was in die Ou Testament met Israel. Ons het gesien hoe lankmoedig hy was met Dawid. Die bewys dat die fout van hierdie eerste verbond nie by God was nie, word gesien in Hebreërs 11, waar ons sien dat selfs die Ou Testament se gelowiges gered was deur geloof, selfs onder die ou verbond, net soos onder die nuwe verbond.
Hebreërs 11 vers 1 tot 2. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur geloof. En dan gaan die skrywer van Hebreërs voort en hy sê, deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Deur die geloof het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Deur geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Die Ou Testamentiese mense moes ook geleef het deur geloof. Hulle wat onder die ou verbond was, moes ook geleef het deur geloof. Romeine 1 vers 17 sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. In die Ou Testament onder die ou verbond sê Habakuk ook, Habakuk 2 vers 4, maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Alhoewel die offers in die ou verbond nie sondes kon wegneem nie, volgens Hebreërs 10 vers 4, kon die verlosser sondes wegneem onder die ou verbond. Want daai offers het tog na hom toe gewys. Psalm 103:12 sê, die verlosser kan die sondes wegneem so ver as die ooste verwyder is uit die weste. So ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Want jy weet, Jesus is vir Israel 'n vergewende God, volgens Psalm 99:8. Hy hanteer duidelik sondes op dieselfde manier in beide hierdie verbonde, op grond van of sy toekomstige offer wat hy sou doen op die kruis, of in ons geval die betaling vir sondes by Golgotha in die verlede. Onder die ou verbond het hulle vorentoe gekyk na wat Christus sou doen, en hier staan ons in die einde van tyd en ons kyk terug wat Christus vir ons gedoen het. Dus moet 'n mens net kwalifiseer en kyk na wat verouderd is in die nuwe verbond. Omdat hierdie nuwe verbond vir ons gegee is, wat het verouderd geword? Inteendeel wil ek sommer nou al sê dat eintlik is die nuwe verbond net 'n herbevestiging van die ou. Jy sien, die tipiese offers en dienste is verouderd. Maar nie Jesus Christus se vergewende en reddende krag wat beskikbaar was vanaf die begin van die menslike geskiedenis nie. In Micha staan daar juist dit geskrywe. Wie is 'n God soos U, wat die onregverdighede vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan? Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het 'n welbehae in goedertierenheid. Hy sal hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree. Ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp. Die het Micha geskryf onder die ou verbond. En selfs die evangelie was aan die mense in die ou verbond soos Abraham verkondig. Kyk wat skryf Paulus onder inspirasie. Galasiërs 3 vers 8. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën wees. Wat het hy daar bedoel? Hy het gewys vir Abraham dat uit jou saad uit, enkelvoud, sal daar 'n saad kom en die hele aarde sal geseën word. En dit het verwys na Jesus. Die evangelie was aan Abraham verkondig. In 'n reddende sin is Jesus Christus die lam wat geslag is van die skepping van die wêreld af, volgens Openbaring 13:8. Dit is belangrik om te weet dat sonde gedefinieer word as wetsoortreding, wat op beide verbonde van toepassing is.
Net soos die verlosser sonde in beide verbonde vergewe, die definisie van sonde het geensins verander in die nuwe verbond nie. Daar staan in 1 Johannes 3 vers 4 geskryf: Elkene wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Hier die definisie van sonde as wetsoortreding beklemtoon die voorgesette belangrikheid van die wet in die nuwe verbond. Dit is net 'n hartseer saak dat die wêreld leer dat die nuwe verbond die wet tot niet gemaak het. En dan het ons weer mense wat sê of te veel fokus plaas op gehoorsaamheid sonder die balans van God se liefde en genade en vergewensgesindheid. Dus die wet is nie tot niet nie. Trouwens, Paulus het onder die nuwe verbond dit verklaar, maar maak ons dan die wet tot niet deur die geloof, en hy sê nee, stellig nie, inteendeel ons bevestig die wet. En Paulus volg dit op verder in Romeine 4 vers 15, want die wet werk toorn, maar waar daar geen wet is nie, daar is ook geen oortreding nie. En as ons sê dat die wet afgeskaf is, waarvan moet sondaars dan bekeer? Waarvoor moet ons die evangelie na die wêreld toe bring as daar nie sonde is nie? Daarom is God se onveranderlike wet in beide verbonde teenwoordig. Met ander woorde, vanuit die perspektief van menslike ervaring is gelowiges in beide verbonde dieselfde behandel, omdat Christus nie beperk is tot die redding van persone na sy dood nie. Hy het hulle ook gered voor sy dood. Die 10 gebooie bly dieselfde dwars deur beide verbonde, van verlossing van wetsoortreding bly dieselfde, en die ewige evangelie bly dieselfde dwars deur die menslike geskiedenis. Die wet en die verbond was slegs een deel van God se wil, maar God was die middelpunt van die verbond en hy is nog altyd die middelpunt van die wet. Want die wet praat oor God se karakter en wie God is. Wat baie hartseer was en is dat die Israeliete God se verbond van genade verander het in 'n sisteem van verlossing deur werke. In die Handbook of SDA Theology staan daar die volgende geskrywe: onkundig omtrent die geregtigheid wat van God kom en probeer om hul eie te vestig, het hulle aan God se geregtigheid nie onderwerp nie. Hulle het die geregtigheid wat op die wet gebaseer is nagejaag. Hulle het dit nie deur geloof nagejaag nie, maar asof dit op werke gebaseer is en dit sodoende verdraai. En hierdie onkundigheid is nie net teenwoordig by die Israel van ouds nie, maar ons sien dit in God se eindtyd kerk ook. Want die wêreld sien ons as mense wat gered is deur die Sabbat, mense wat gered is deur die onderhouding van die wet, of mense wat gered is deur wat ons eet. Is dit dalk hoe ons die boodskap aan die wêreld oordra? Dink julle nie dit is ons plig en ons verantwoordelikheid om die boodskap reg oor te dra na die wêreld toe nie, met die balans van redding deur genade en die natuurlike uitvloei van gehoorsaamheid omdat ons God liefhet nie? Is dit nie hoe ons hierdie God van die verbond moet oordra na die wêreld nie? Die doel van die nuwe verbond was om die verlossingsverhouding van die verbond te bewerkstellig, waar sonder gehoorsaamheid van geloof aan die wet onmoontlik is. Gehoorsaamheid van geloof is God se wil wat deur die Gees met die vrye menslike wil werk om die wet binne 'n geloofsverhouding te vervul. Dit maak nie saak of 'n persoon voor of na Christus se dood leef nie. Almal word op dieselfde
manier verlos. Voor Christus se dood het diereoffers. Ja, voor Christus se dood het diereoffers Christus se offer verteenwoordig, maar hulle het nie regtig verlos nie. Nietemin het hierdie offers wat deur God se seremoniële wet voorgestel is, die verskriklikheid van sonde en die onsagwekkendheid van verlossing deur die komende dood van Christus geleer. Dit was 'n beeld om vir ons te wys hoe ernstig sonde is en wat 'n groot daad Jesus vir ons op die kruis gedoen het. Die ander vraag wat ons dan kan vra in hierdie nuwe verbond is, funksioneer die Heilige Gees in beide verbonde op dieselfde manier? Was die mense in die Ou Testament gevul met die Heilige Gees, is die vraag. Eksodus 35:31 sê, en hy het hom met die Gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis van bekwaamheid vir allerhande werk. So wat ons gesê het oor Christus se vermoë om te red in die ou verbond, geld ook vir die Gees. Want alhoewel die ou verbond die tydperk was wat uitgesien het na die koms van Christus en die Gees, het dit nie die drie-eenheid se vermoë om te red in die ou verbond tydperk verminder nie. Die volheid van die Gees was toekomstig in die ou verbondstydperk. Nietemin was daar 'n voldoende teenwoordigheid van die Gees om die vrug van die Gees in die lewens van die Ou Testament en die mense onder die nuwe verbond teweeg te bring. Want tog moes Israel 'n voorbeeld wees. Israel moes 'n voorbeeld vir die wêreld wees en hoe kon hulle daardie voorbeeld wees tensy die Gees in hulle was nie? Jesaja kon gesê het onder inspirasie, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Die belofte aan die terugkerende ballinge uit Babylon was juis hierdie belofte gewees. En ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat ek my Gees oor die huis van Israel uitgegiet het, sê hy. Uit hierdie Bybelse tekste lyk dit redelik om af te lei dat die liefde vir God en sy wet in die ou verbondstydperk 'n aanduiding is van die Gees se interne werk in die volk van Israel. So, ons het nou gesien watter ooreenkomste in die Ou en die Nuwe Testament is. En dit is die ooreenkomste. In die Ou en die Nuwe Testament is dit dieselfde liefdevolle, genadige en vergewensgesinde God. In die Ou en die Nuwe Verbond is dit dieselfde wet as grondslag. En ons weet dit, want Christus het self gesê, ek het nie gekom om die wet tot niet te maak nie, maar om dit te vervul. En daai woordjie vervul daar kan oorvertaal word om sy volle betekenis te gee. En is dit nie wat Jesus kom doen het nie? Op die Sabbat het hy gewys hoe om Sabbat te hou. In gehoorsaamheid het hy gewys wat gehoorsaamheid regtig is. Inteendeel het hy die wet opgehef, want hy het gesê, die sonde begin nie in die daad nie, dit begin in die gedagtes. Tussen die Ou en die Nuwe Verbond is dit dieselfde Gees wat die kinders van God transformeer. Maar wat is verskillend? Wat verskillend is, die bekragtigende offer van die Ou Verbond is eers by Sinaï gebring. Die bekragtigende offer van die Nuwe Verbond is by Golgotha plaasgevind. Die Ou Verbond is by Sinaï gesluit met onmiddellike bekragtiging met die bloed van offerdiere. Hebreërs 9:18 sê, daarom is ook die Eerste Testament
nie sonder bloed ingewy nie. Die nuwe verbond volgens Paulus is die verbond van die Gees. Nie bloot in 'n geskrewe kode soos die oue nie. 2 Korintiërs 3 vers 6 sê, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. Die ou verbond was op kliptafels geskryf, terwyl die nuwe verbond deur die Gees op die hart gegraveer moes word van God se mense, van my en jou. Die inhoud daarvan het nie verander nie. Die eerste een was buite die persoon, die tweede verbond is binne die persoon. Hebreërs 8 vers 10 sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En hier verwys hy na hulle sal vir my 'n volk wees, nie soos Israel van ouds wat die verbond gebreek het nie, maar 'n volk wat my sal gehoorsaam en my verbond nie sal breek nie. Wat is die verskille? Die ou verbond is bekragtig by Sinai. Die nuwe verbond is bekragtig op Golgotha. Die ou verbond is bekragtig met die bloed van diere, die nuwe verbond is bekragtig met die bloed van Jesus. Die ou verbond is 'n geskrewe kode, die nuwe verbond is van die Gees. Die ou verbond was op kliptafels geskrywe, die nuwe verbond is geskryf op die hart. Die ou verbond was buite die persoon, die nuwe verbond is binne-in die persoon en die gelowige. Ek lees 'n kwotasie, ek het hierdie artikel gekry in the Bible Research Institute. Roy E. Gain het dit geskryf. Die opskrif was, Is God's Law Part of the New Covenant? Ons het gevind, en die is sy opsomming van sy artikel gewees op die einde. Ons het gevind dat die opeenvolgende fases van die verenigde goddelike verbond, wat die skeletstruktuur van die hele Bybel vorm, opbouend is op 'n vroeëre fases bou, eerder as om hulle tot nie te maak. Weliswaar is daar verskille in die klem, soos die verlossingsgeskiedenis vorder, maar God het nog altyd slegs verlossing deur genade deur geloof aangebied, in die nuwe en die ou verbond. En ek hou daarvan hoe hy sê, dat dit is eintlik net verskillende fases. En ek het op 'n ander plek gelees, 'n kommentaar wat sê, eintlik was die nuwe verbond gegee voor die ou verbond. Want die nuwe verbond was in Genesis 3 vers 15 gegee. Dat daar saad sou kom, wat die slang se kop sou vermorsel. Roy gaan voort en sê, dus terwyl die nuwe verbond wat deur Christus se eie bloed bekragtig is, God se inisiatief kulmineer om 'n intieme verhouding met mense te herstel, vervul dit God se langtermynplan eerder as om alles wat vooraf gegaan het radikaal te herroep. Die ou verbond het 'n foutiewe reaksie van ongeloof en ongehoorsaamheid behels, wat die goddelik-menslik verhouding geskend het, omdat dit afgewyk het van die geïnternaliseerde nuwe verbond, hartsverandering wat God al die tyd aangebied het. Nie net verteenwoordig die nuwe verbond 'n verbondsfase wat bekragtig word deur die enigste offer wat ware verlossing gebied het aan diegene wat gedurende al die verbondsfases leef nie. Dit verteenwoordig ook die enigste soort goddelik-menslike dinamika waardeur mense onder enige verbondsfase gered kan word. Dus is die nuwe verbond nie net 'n verbond nie, een van verskeie herbevestigings van die algehele goddelike verbond nie, dit is die verbond.
Goddelike wet is tot voordeel en beskerming van alle partye betrokke in verhoudings. Dit het nog nooit die doel van verlossing deur werke gehad nie. Soos blyk uit die feit dat die Bybel dit altyd binne die verbondsraamwerk van genade plaas. So watter implikasies het hierdie nuwe verbond vir ons dan vandag? Die nuwe verbond roep Christene op om op Christus se geregtigheid staat te maak, nie op ons eie werke nie. Dit verseker dat gehoorsaamheid moontlik is omdat God self die krag verskaf. Dit beklemtoon verhouding bo ritueel, 'n lewende verbintenis met God eerder as net 'n eksterne nakoming soos dit was met die mense van die ou verbond. Die nuwe verbond is sentraal tot ons teologie. 'n Wetsonderhoudende volk wat deur genade bemagtig word, nie deur wettisisme of legalisme nie. So die vraag is dan, hoe stel jy God voor aan die wêreld? Hoe stel jy hierdie God van die nuwe verbond voor aan die wêreld? Hoe sien mense wat jou ontmoet jou? Kan hulle sien dat jy leef voluit vir Christus onder sy nuwe verbond? Praat jou aksies en jou dade en jou woorde van die wet wat in jou hart geskrywe is die vraag. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons is so dankbaar dat U woord so logies geskryf is sodat ons dit in menslike terme kan verstaan. Dankie Heer dat ons kan sien dat die nuwe en die ou verbond eintlik maar dieselfde verbond is, maar op beter beloftes gebaseer. Heer, dankie dat ons onder die nuwe verbond kan leef waar U daar dieselfde wette van die ou verbond op ons harte kan skryf en ons ook die krag gee om dit te gehoorsaam. Dankie dat U verlos het dieselfde in die Ou Testament, net so in die Nuwe Testament. Dankie dat ons U deur geloof kan aanvaar. Heer, en kan terugkyk en sien wat so hoë prys U vir ons betaal het. Dankie Jesus dat jy die middelpunt van hierdie verbond en al twee hierdie verbonde is. Maar dankie dat U hierdie verbond ingewy het met U eie bloed. Is ons gebed in Jesus naam. Amen.